Op episode 2 van ons Primeiras visvang ekspedisie oortref ons al ons verwagtinge. Ons vang die grootste visse wat ek in my lewe gesien het. En heel aan die einde vang ons vriend Koos iets enorms. So skakel in, sit terug, maak het vir jouself lekker hier in die Primeiras. Ek is Arntas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Op die derde môre is daar opgewondenheid in die lug. Ons gaan kyk of ons daai groot GT's in die hande kan kry. En miskien 'n groot tuna of 2. Die dae verweef homself binne mekaar in, soos ons verlore dryf hier op die diepsee, 150 km van die land. Johan van Rooikat besluit hy gaan vir ons spandrag gee, net om die gemoeds op die boot so klein bietjie op te tel. Maak bietjie reg. Bietjie spandrag. As ons altyd 'n ou van die spandrag vir die gees hoog te kry. Ons gaan mooi lyk. En hier is die 7 manne op die boot. Ek, Arntas. Koos die kasbouer van Kosie Baai. Piet van die plaas Lombard. Wydies ou Wynand van Buffelsfontein, die spesievanger. Johan Rooikat Velde van Rooikat Liekers in die Laagveld, jy kry nie beter. My vriend Dani Rousseau, die groot springbokker vir niemand geskrik het. Konrad Kameraman Tron. Gister het ons lekker met die Kuta, die Engelse naam is Kuta of King Mackerel. En in Afrikaans is dit 'n koning makreel of 'n baie mooi Afrikaanse naam, 'n katonkel. Nou, ons het gister lekker gespeel hier met die katonkels en ons gaan weer 'n bietjie probeer hier vandag om van hulle op te tel. Dis op 'n klein onderwaterbergie wat hulle opkom en hulle is besig om van die bytvies te jaag. So ons gaan kyk of ons hulle kan optel vanoggend. Ek weet die ding se naam is Babbela's Rescue. Maar glo my, hierdie help vir as jy moeg vis gevang is jou lyf verseer. Hy het nog alles in wat jy nodig het, al die vitamines, B12 is kardinaal belang. En dankie Dana, sy het vir ons 'n bietjie Babbela's Rescue saal gebring het. Dan gaat hy. Tyd vir vis. Dis 'n haai. Dit lyk vir my in hierdie waters, byde al vampiere. Kitty. Ek moet sê, na 3 dae se jigging en popping en alles wat ons doen hier op die boot, dat ons lyf wel regtig in vlaarde op. So, in plaas van hard jig vandag, is dit wat ek gaan doen. En ek voel me dalk 'n biertjie drink terwyl ek dit doen. En daarna, hoe voel dit in my hempant, hè? Nie lekker nie. Dis 'n baie lekker hemp. Maar ek is 'n man vir 'n hempie. Al natural. Al die klein vis wat ons die hele tyd sien, wat die hele tyd so poer, wat ons nie sê wat het, toe daar een van die roofvis verby hulle gekom, en toe gaan hulle almal mal. So toe dryf ons nou met die wind 'n bietjie te vinnig oor hulle, maar ons gaan nou omgaan, gaan ons weer oor hulle terug. En ja, daar kom hulle weer op. So, wees reg. Die manne op die boot sê vir ons hierdie is 'n bonefish en dis 'n vis wat eintlik in vlak water in die lagoons en sulke plekke woon. Hier het ons hom in amper 40 meter water gekry.
Sy, kleine hapot. Voor terug in water. Hier is die popper wat de meeste vis gevang het. Of hulle laai kom het, ek weet nie, ek dink is die skyn, daai silwer hier op sy belly. Maar ja, dis hoe hy lyk, dis 'n mariskutas wat hom maar so byt. Ja, lekker. Vang 'n bietjie vermoedelike haai. Weet nog nie hoekom ek het aangestel het hiervoor nie. Wow. Ja, sy. Beautiful, beautiful, beautiful. Ek gaan right back. Man, hulle noem hom 'n swallowtail hier op die boot. Ek gaan nou op die app kyk. Presies wat mense hom noem. En daar het 'n groot haai daai kant aan. Dis rock around op die river. It's a few spots in grouper. Nou as jy gedink het op hierdie boot gaan jy net vis eet, is jy verkeerd. Hierdie chefs is ongelooflik. Dis pasta, dis hoender, dis steaks. En natuurlik Koos wat vir ons op die vorige program 'n afvalkie gemaak het. Dit is baie baie lekker hier. Ons eet 'n bietjie, maar mense gaan nêrens in die wêreld sonder 'n bietjie rooibaar. So uit die laafveld uit. Baie dankie manne. Rooibaar. Ek het weer 'n swaalstert, pragtige visse. Hulle is volop op hierdie river, maar sit hulle terug. Maar daai mense die pet dra, baie pet dra, goldpen. Oh, dis 'n groot koeta. Ek het 'n koeta verloor by die boot. Die manne het aan die leader gevat terwyl hy nog weggeswem het en ek was op baie ligte gery. Nou wil ek dit vertel van die gery en hoekom wel ek het dit gebring om mee te speel, jy weet, so dis 'n klein 6000 Saragos katrolletjie, klein met 'n 30 pond breid op, ligte popping stokkie. My leader was 50 pond leader gewees met 'n klein wit baktuiltjie. Dit werk soos 'n bom hier, so as jy ooit hiernatoe kom, bring wit baktuils, dit werk soos 'n bom. Wel enige baktuil, die pinkes werk net so mooi. En ongelukkig het daar die manne wat ons help hier so, terwyl die vis besig was om weg te swem, aan die leader gevat om te probeer draai en op die boot te kry. En hy was net nog nie moeg genoeg nie. Maar blykbaar as die leader deur die oogie is van die stok en jy vat daaraan, dan tel dit as 'n vis. Maar ek sal daarom graag 'n fotootjie wou gehad het van daai massiewe koeta. Ek reken hy was hier by die 21 kg. Swallowtail. Wat kom hy? Hier ek ons kaptein het hy vang die hele tyd scads, dis hierdie klein silwervissies, hy gaan nou vir julle wys. Maar hy bou ook loers wat ons hier kan koop op die boot. Wat doen ons hulle here? Nee, maar die loers, Candy, iron candy. iron candies. En dit is bitter suksesvol vir allerlei dinge, maar veral vir die klein ouetjies. Hulle love daai iron candies. Ja, en gister het ons 'n mooi dag gehad. Absoluut. Koeta candy. Lekker. Ek het lanklaas so 'n spul gelukkige mans by mekaar gesien. Sonder dat die rugby speel en almal smaal en is lekker en is geniet dit verskriklik hier die Primeiras. Dis nie glo nie, ek het nou 'n laaiwie aan met 'n bietjie rooibaard sous op. En toe vir die ding 'n bietjie lewendig is. Hey, jy sê nou Ou Koos was die ou op die boot wat die heeltyd lewendige aas wou gebruik. Hy wou nie die heeltyd jink en op en af. En uiteindelik kry hy sy sin en hy sit 'n klein visie af en hy vang hierdie ongelooflike Malabar rocker. Net voor die son loop sak, laat ons vir Koos sy nuwe glimlag kry. En so kom nog 'n dag tot 'n einde. Ons arms is blou en ons lywe is seer. Maar visvang
was nog nooit so lekker soos hier op die Primaris. En môre is nog 'n dag wat beter sal wees as die vorige. 'n Nuwe dag en almal is oortuig dit kan nie nog beter raak nie. Maar kyk wat gebeur hier. En is die 4de oggend op die see, vanmôre is die wolke, daar's 'n pragtige reënboog aan die agtergrond. Dude, die silwer reintjie om die wolk wat daar op die see skyn. En ons het bytebols, ons opgestaan met bytebols reg rondom die Kettenberg. Gegooi, 2 tunas mis my by die boot. Een mis vir daarna en toe is daarna weer aan. En toe kom hy af. Chaos, dis of chaos hier so vanmôre. Die see lewe, baie meer as gister. Ek dink vandag gaan 'n bitter goeie ene wees. Kom ons kyk wat gebeur. En vandag maak ek sushi, ek beloof, ergens gaan ons 'n tuna of iets kry, sushi mee te maak. Dis 'n voorreg, hoor. Daar's nie veel meer wat jy kan sê nie. Vergery vir masjiene soos hierdie. Gekultiveerd. Dankie liewe Vader. Rietgebou hier so mooi. Ook was meer terug te vat, drif toe. Dis basies 'n hoek wat ons gevat het, wat net die baap van plat gepyp is. Dan loop ons 'n lyntjie aan hom vas. Hy gaan aan 'n voerwol vas wat aan 'n groot stok vas is. Met 'n groot gewig aan. Wat ons doen, ons haak hom net aan die bokant van die vis se bek. Haak hom net hier aan die bokant van die vis se bek. Hier 'n velletjie. Daar's nie meer 'n baap aan nie, so hy gaan maklik uittrek. Trek hom net so 'n bietjie daarin. En dan gaan ons die vis release. Dit tel. Daar. Laat van die opslag. Waar die gewig trek, as jy die vis af onderkies. En omdat die vis naby aan onder is, begin die vis swem. Maak vas op die drag. En jy ook trek uit, moes ek bring die sinker terug boontoe. Partykeer spoel die walrusse ook uit op die boot. Kom tan hulle hier so op die dek. So 'n bietjie stil geraak, hierdie bytebols is visse wat op hulle eie is bytvis wat op hulle eie is. En ons kry nie dat hulle jaag. Miskien is hulle onder die skole, ons gaan daar op die vlak boer hulle met die poppers en goed. Maar ons jig so 'n bietjie. Is 'n paar rifvisse geskryf wat baie lekker is. Daar. En daar's ek moet sê dat 4 rows of first ones is isolate redelijk in Vlaarden. Is weer 'n Laritaal rockwood. Prachtige vis. En ons gaan hom nou vir die bemanning om te eet. Gaat hy? Vanoggend was besig. Maar ons sukkel met die poppers. Ons sukkel om groot visse te land op die poppers. Kry strikes, maar niks sit nie. Maar ek hoor hier so, dan gaan dit weer. Dat ons pop man, dat ons pop. Oké man, ons het nou so 'n bietjie tyd. Terwyl ons nou van die een plek na die ander plek toe ry. En ons wil seker gesels oor wat werk hier en wat werk wie, wat alles aanbetref. Wat is vir jou die beste gewerk, Pieter? Vir my persoonlik hierdie twee, die bucktail jig en hierdie skoot. En dit interessant is, uit 'n glytjie voor, ja almal wil ons so haak. Maar jy draai hom om. En elke keer jy trek hom op en dan as hy val maak hy so uit meer lewe. Jy so trek val hy net so, hy's eenvoudig, of een so nou. Koos, wat is jou lekker gewees? My gunsteling is weer hierdie ene, all the way from Indonesia. Custom made in Indonesia. So stiefbyt, hy werk pragtig en dan hierdie ene ook. Hierdie minnow, daar is die proof. Nou hierdie boys, is weer so die interessantste ene. Ons Cappy, hulle maak dit self, dis Iron Candy. Nou Erik maak dit self hier op die boot. Hy verkoop dit ook op die boot want jy hardloop uit jigs uit. Hierdie Iron Candies
het net ongelooflik elke keer as hy gooi dan sy aan. Hy werk. Hierdie ding vir my is giftig, hoor. Weet jy net van vis, ek kyk hier soms op bloed van die pingies op al die goed op die bodem. Nou, hierdie haartjies en alles ons van die tande. Na ruk, sy hare raak al hoe minder en minder. Nou van die gewone basploekie, daai wat jy in die winkel sien wat jy nie vir 'n bas gaan gooi nie. Dan sit jy hom hier aan en dan gee jy hom meer lewe. Of jy kry vir jou paar van hierdie skirts. Dis 2 klere, jy kan 2 agter mekaar sit 2 verskillende klere, dan het jy weer 'n nuwe jig. Jy hoef nie weer 'n nuwe jig aan te sit nie. Jy add net by. Moenie uit ys uit daardie klik brandewyn is aaklig sonder ys. Ons het die voëls gesien op die see duik in die water en hier spring die tunas hier reg voor ons. Hulle jump, hoor. Dis het chaos, wees het chaos. We are wrong, dan niet. Adam is aan. Wat is er nou op? Dan aan. By die aan. En op 'n stadium maak almal vas met tunas. Dit is absolute chaos op hierdie boot. Uiteindelik 'n tjaaitjie gevang. Baie lekker. Een na die ander tunas slaan op die dek neer. Meeste sit ons terug, maar een sal definitief gehou word want dis sushi tyd, manne en dames. Manuel, you there, one? High five. Good. We had the chef on the boat and the food was absolutely awesome. Today, we caught some tunas, and you said you're the guy that can make sushi like no one else. Okay, what are we gonna do? First, we're gonna cut this. Okay, so hier is vasgevangde geelvin tuna. Hier is letterlik nie langer as 2 ure oud. Dit is nog net so 'n bietjie in die yskas gesit nadat ons hom gevul het. Maar nou sny hom nou vir ons. En dan gaan ons nou sushi rol. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek koop dit gewoon in sushi daar by die Chinese takeaway plek, jy weet. En natuurlik het ons nou nie alles op die boot wat 'n normale sushi plek het sou gehad het nie, maar ons improvise. Dis die lekker van op die see bly. Ons maak plannetjies. Okay. My eerste keer met 'n sushi probeer. Ons gaan hom nou probeer sny, kyk of dit hou. Is hy perfekte sushi nie? Wel, dis ver van perfekte sushi af. Maar dis vars op die boot. Manuel, wie se werk dit is om vir ons kos te maak, is natuurlik baie beter as ek hier ben. En hier is sy plan hoe hy geïmproviseer het met 'n sushi. En ek dink ons gaan 'n paar sashimis ook maak sonder die rys en dit net geniet, maar natuurlijk kan jy geen soos tuna maak sonder tuna seared steaks. Ons gaan 'n stuk vat. Ek gaan hom besny. Sommer is al met. En dit, dames en here, vars uit self gevang. Wat 'n voorreg bestuur. Ek gaan ons. Konrad, hier is ons vervaardiger besig om 'n vis te vang uit die diep rivier uit. Moet jy kyk daarso, ons sien al kleur. Ek het net gewyse van met. Hier is 'n groot GT, my maat. Ek het op die water groot geword, so ek weet so. Hier is 'n groot GT. My vriend. Praat met ons. Ag, dit is eintlik baie maklik. Ek sak die stokkie totdat dit voel of hy vashak. En dan vang jy visie. Ons jig hier op 70 meter gat hierso. Nou, almal wil nou vang. Stel die manne staan nie daar ry en gooi. Ek was so slim geweest ook hier ligter daai candy gevat. Die ander moet net daai swaar put gehad, so hulle sukkel 'n bietjie as jy dan sien dat jy op die einde kom. Ja, ek weet nie maar hier is kwad. Mens diep. Jy weet, dit was nou net keer geval. Ek het 'n straight jig, het oor gaan straight jig. Fast jigging hier. So.
Maar net ook, te verduidelik waar ons nou is. Hierdie is hulle noem dit 'n ledge. So hy begin so op 30 meter en as dit 'n skerp afval, dan bring jy so 70, 80 meter toe. En dis waar hierdie visse nou byt. Hulle jag die klein visse op. Ja, ek was diep, 70, 80 meter. Dit is 'n mooi kuta! Dit is storm op pad. Eers het hierdie vir my soos 'n kuta gelyk. Maar dit is toe nie 'n kuta nie. Dit is 'n Queen Mackerel of soos hulle hom in Suid-Afrika noem, 'n Natal snoek. Hulle word tot en met 117 cm by die vurk van die stert en tot en met 12,5 kg. Dit was my eerste een wat ek ook ooit gevang het en dit is bitter lekker. Ons geniet dit terdee. Nog 'n dag kom tot op 'n einde op die boot. Ek het nog nooit soveel gelukkige mans op een plek bymekaar gesien. Nie met 'n rugbywedstryd nie, nie met 'n jag nie, hier op die diepsee, terwyl almal visse vang asof daar geen môre is. So einde van die 4de dag, son gaan ruk sy kop in die see in. Hier's 'n storm wat voet net hier bo ons. En ons is so hard op 'n bietjie op 'n vlakkerif om te kyk of ons 'n paar GT's kan kry, maar môre gaan ons na die GT plek. En hulle sê vir ons is amper 'n waarborg, so kom ons hoop kry 'n paar. En jou binneste as 'n visserman, as jy 'n kunsaas gooi met die naam van GT Ice Cream, dan dink jy gaan 'n GT vang. En so is dit laatmiddag, die son sak en daar's 'n storm op die horison. Ek gooi my GT Ice Cream wat ons gelaai het met 'n liggie. So hy gloei in die donker, trek hom 'n paar keer en toe is dit aan. In my hart is hierdie GT 'n monster. Maar helaas is my GT net 'n reushaai. Een mooi Dorado! Help, Hier vir vis aan vir die môre, 'n Doradoetjie. Ons dra maar so lank in die water hou as moontlik. Ons sy maatjies loop hier rond of 'n paar van hulle. Hoop dat iemand anders die ander not sal word dat hierdie netjie eet. Dis van jou beste ek het visse in die ja. Long kyk kry. Daar's hy. Daai is vir my verder met grootste Dorado gooi. Vir my 'n bank papie. Vroeg in die môre. Ons gaan nou 'n rif werk wat begin so op 30 meter, maar met 'n verskriklike drop-off, soos 'n kraans onder die water wat aan 70 meter toe gaan. Ons het nou Dorado's daar gekry vir die eerste keer op die trip kry ons Dorado's. Ek het 'n groot bil verloor. Hy was nie geweet hy was gehoek nie. En hy het tot agter by die sugarskoek gekom waar hulle kan laai en toe besef hy daar's 'n hoek in sy mond en toe gaan hy onderdeur almal se lyne en my lyne hak toe aan so 'n klein skroefie hier op die dek. Dorado's is natuurlik een van die vinnigste groeiende visse in die see. Hulle het ook 'n baie kort leeftyd. As ek reg onthou is dit so 4 jaar. Hulle is volwasse op 2 jaar. Een van die lekkerste visse in die see. Hulle noem hom the chicken of the ocean. Lekker, laaste dag, wat moet nou ietsie groot sak. Ons soek al wat GT's. So dis 'n lekker wees as hulle vandag kry. Die groot GT, hy jig. Daai slow pitch jigging. So hy is lekker versatile. Hy kan enigiets ompervang. Hoop die tackle is sterk genoeg. Nee wat, alles is wel. Waar is dit af?
ongelukkig ja. Ek gaan bietjie van alles doen. Ek gaan wat bietjie klein jigs gooi. En as ek aktiwiteite is, gaan ek die grootste popper wat ek het gooi. As hulle groot showings het, ek gaan bietjie van alles doen. Maar ek wil graag 'n groot kingie vang en die groot kingies en met groot jigs. Maar ek het na radio so 'n bietjie slebbe, bietjie flow, so ek gaan nou kleiner dingetjie gooi. Het om bietjie energie op te bou dan in die volgende drift gooi ek 'n groter ding. Op 'n popper. Tweede een vir die môre. En nie die grootste tune ek nie, maar trek lyn. Besig papie, besig. Ons van geel van tunas, ons van kutas. Dit is ongelooflik hier in die diepsee. Vandag is my dag, papie, vandag is my dag. Hierdie mannetjie, jy nou sien sy haartjies is nou, hy het nie meer so lekker nie. En nou het ons so kuta dustertjie, en ek kom nou net hier bysit, ja, so draaitjie agter op die wat jy kan sien. Gaan ek hom daar draai oorsit, en wil ek hom daar draai vasmaak met 'n kabeltie. En kyk of ons van bietjie weer lewe kan gee. Bring sexy back, papie. Ek is nou klaar met my contrapsie. Ek gaan nou die eerste keer af. Houd hy vas, man, houd hy vas. Ons is nie een gesoute vissermanne nie. Ons is almal bloot hengelaars, mense wat hou van visvang. So ons ruil idees en tips en triks hier so uit op die diepsee. Ons breek stokke, ons maak foute en dis wat hierdie lekker maak. Ons is nie hier om mense te leer visvang nie, ons is om onsself hier te leer visvang en eintlik net 'n goeie tyd te hê. En ons hoop julle daar by die huis word dit ook geniet. Dalk ietsie geleer het waar ons foute gemaak het. En miskien eendag kan jy vir jou trippie kom boek Primeiras toe. Ek kan dit 100% voorstel as 'n bucket list visvang ekspedisie wat jy moet kom doen. Dat my gevra het van 'n kos kry, dan maak ek hom maar weer so. Lyk of my lak bietjie begin draai. Ek gaan hom nou braai. Okay manne, we is nou 10 minute nadat Wynand van Buffelsfontein ons gehelp het met 'n so middagete snackie. Dit is nie ons by neus nie. Ons gaan hom nou vaser as dit kan hom kry nie. So, vir eers gaan ons hom nou draai. Net so dis 'n veld bietjie breek. En wat ons op die boot gaan, is net gewoon 'n fish pies. Bietjie van hulle jou gooi. Swing hierdie manne deur. Dan gaan ons hierdie botter. Gaan ek dit daar so draai en vryf. En al hy skeer is. Manne, nou vir oulaas, dan is so 'n bietjie rooibaar. Eens hoor om strooi. Het wel 'n X-factor wat jy nie kry met gewone spice wat jy in Engels probeer. Hier gaat hy nou in. Hier op die see, ons ry nou van een spot na 'n ander spot, waar ons groot dinge sal vang. Op die pad gaan ons 'n bietjie honger raak. We sit hom hier op die koerder. Want ek dink so vir so 'n halfuur 20 minute. Okay, manne, is nou halfuur, ons het geraai, want ons stoop hier nie 'n termometer nie. Maar hy is so sap, reg hier, hy het eintlik net mekaar uit begin val. Adam, ek gee jou die hier. I've thought, Pieter, baie dankie. Die eerste vat dip hom in die sousie. Picano Barracuda. Die strepe, het lyk soos 'n picano. Maar dan ook sy tande. Hy het een onder en dan die twee bo. Hy vas raai mekaar.
Die stokke het op en af gegaan heel middag lang, maar daai groot GT's het net nie ingekom nie. Ek dink ons kom nou aan die einde van 'n ongelooflike 5 dae in die Palmeiras. As jy wil visvang, laat dit by jou ore uitkom, laat jou voete opswel, dat die son jou kom brand en alles is net die hele tyd lekker. Jy staan elke oggend dou vir dag of gaan slaap baie laat in die aande. Kom doen hierdie. Palmeiras is 'n absolute emmerskop lyskusvang trip. Op Palmeiras van nou tree ek af met hierdie Big Handle Barracuda. En ek gaan nou mooi vat dat hy my nou nie byt nie. En op die pink kleurtjie aan die einde van die dag. Wat 'n plesier, wat 'n ongelooflike trip hê. Maar sê ek jy loop is nuwe spesie nie cool voor. Die volle spesie is al aan by die lyn. Kom maar. Yes, dit is lekker. Maar hierdie is lekker, kerels. Soos goeie vriende immers dit sou doen, het ons heeltyd vir Koos gesê, nee, jy sit vas. Hier is nie 'n vis nie, jy's in 'n stomp vasgehaak hier op die bodem. En dit het kompleet gevoel asof hy die see se bodem se prop uittrek met hierdie reuse vis. Koos my woord. Maar jy het hardloop dan. Hy het gehardloop soos 'n masjien. Ek hoop nie dis 'n haai nie, want gisteraan was ek mos my weer op daai popper gewees met 'n groot haai. Maar jy's besig om lyn te wen, het sy kop gedraai. Skakel in volgende week om te kyk wat gebeur op Buitenbuskry. Heel op die einde, op nommer 99 op die Honse Ster, het Koos ons verras met een van die mooiste visse van die hele ekspedisie. Kyk wat gebeur hier. Kom kaller. It's a black grouper. Toe ons hom bo kry, was dit 'n ongelooflike voorreg om hierdie massiewe, reuse, oeroue vis op die boot te kon hê. 150. Hulle noem die vis 'n Goliath grouper in Engels. Ons moes hom terugkry onder waar hy hoort. En hulle kry 'n ding wat hulle in Engels noem bergdrama, wat die blaas uit sy mond uitkom. Dan moet ons die vis terugsit. En hierdie vis was so groot dat ons die boot se anker moes gebruik het om hom terug te sit onder op die rif. En ons het hom veilig vrygelaat op die bodem, daar waar hy hoort. Al seker vir 50, 60 jaar. En ons sluit die Palmeiras af met vriendskappe en bande wat gesmee is wat lewenslang sal wees. Kry vir jou 'n paar vriende, trek hulle nader en gaan op 'n trip, 'n epiese trip, om te gaan visvang op die Palmeira banke.